17 Mei, Christus liggaamlik ons volmaakte voorbeeld. Toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. 1 Petrus 2 vers 23. Hoe dikwels voel ons, dat ons verontreg is, dat onwaar dinge van ons gesê is, en dat ons aan ander verkeerd voorgehou is. Wanneer ons so bedroef word, moet ons gesindheid en ons woorde ten strenge bewaar. Ons sal die liefde van Christus moet hê, sodat ons geen onvergewensgesindheid koester nie. Ons moet nie dink dat ons geregtig is om diegene wat ons benadeel het, nie te vergewe tensy hulle belydenis doen nie. Ons moet ons griewe nie laat ophoop en hulle nie in ons harte opgaar, totdat die persoon wat na ons mening skuldig is, deur berou en belydenis sy hart verneder het nie. Al het hulle ons ook al hoe ernstig verwond, ons moet ons griewe nie teen hulle koester en onsself bejammer oor die onreg nie. Maar indien ons vergifnis vir ons oortredinge ten God verlang, moet ons ook diegene vergewe wat ons benadeel het. Wanneer ons uitgeskel word, is die versoeking baie groot om terug uit te skel. Maar as ons dit doen, bewys ons dat ons net so sleg is as die uitskeller. Wanneer u in die versoeking kom om uit te skel, bid gou in die stilte, dat God u sy genade moet gee, en moet niks sê nie. Jesus het ons 'n voorbeeld gestel, dat ons in sy voetstappe moet volg, dat ons aan almal deernis en liefde en welwillendheid moet bewys. Ons moet 'n vriendelike gesindheid kweek, lankmoedigheid en teder jammerhartige liefde vir hulle wat ons onder versoeking groot onreg aangedoen het. Indien moontlik moet ons die wonde genees en die deur tot versoeking sluit deur elke hindernis uit die weg te ruim wat die boosdoeners tussen hom en ons opgerig het. Die Here gee graag sy seëninge aan diegene wat hom vereer, wat sy genade erken en hulle waardering vir sy liefde bewys deur dieselfde bevallige eienskap aan die mense rondom hulle te bewys.